Goeiemôre almal, wees gegroet in die wonderlike naam van Jesus op hierdie geseënde Dinsdagoggend en dankie dat ek die voorreg het om met julle 'n woord te kan deel vandag. Kind van God, weet jy wat is vir my nogal 'n ding wat so hartseer is, né? Dat hoe die duiwel vir ons met die kleinste dingetjies kan aanval. Het jy al daaraan gedink? Partykeer kan dit wees net iets wat iemand vir jou sê, of net iets wat jy bereik, net iets in jou dag, kan die duiwel jou so op dit aanval, op daai klein dingetjies. Maar dit is hoe hy is, want soos 1 Petrus 5 vers 8 sê, dat die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu en hy soek om te verslind. En al beteken dit is in die kleinste dingetjies, gaan hy iets soek om te verslind in jou lewe. Nou kind van God, wat moet ons doen om dit te verander in iets beters, in iets moois? Ja, mense gaan nou sê, weerstaan die duiwel, dat hy van jou af wegvlug, natuurlijk, maar daar is nog iets, soos wat hy jou aanval in die kleinste dingetjies, wil ek vir jou sê, wees dankbaar in die kleinste dingetjies, want dis die kleinste dingetjies, wat die grootste deurbrake gee, die kleinste dingetjies, wat die grootste seën vir jou bring. Ek weet dat dit klink nou baie snaaks sê, en dit klink of dit net nie sin maak nie. Maar ek kan vir jou een ding sê, kind van God, hoe meer dankbaarheid jy gaan wys, hoe meer gaan die duiwel sukkel om sukses te behaal, om jou aan te val, in dit, wat hy jou mee wil aanval. Die klein dingetjies, as jy, in die klein bietjie wat jy kry, al kry jy net 'n dankie, al kry jy net 'n chocolate, of jy kry dalk iets so klein, wat ander mense sal hem dink, ag, wat's dit nou? Kind van God, om in dit dankbaar te wees, kan ek nou vir jou sê, gaan soveel meer vir jou gee, as wat daai duiwel van jou wil steel in die klein dinge. Vat die klein wat jy het, al was daar nou al hoeveel aansla, iets in dit, gaan jy kry, om voor dankbaar te wees. En ek kan vir jou sê, kind van God, jy gaan sien, hoe gaan daar radikale deurbrake in jou lewe plaasvind? Hoe gaan daar net radikale veranderings plaasvind in jou lewe? Want jy is dankbaar in die klein bietjie. En die duiwel dink, hy het gewen om jou in die klein te kan aanval. Maar ek kan vir jou nou sê, my boetie en sissa, hy gaan moeg word. Hy gaan moeg word. Want hy gaan dit nie kan hanteer, dat al val hy jou aan, bly jy nog steeds dankbaar nie. Want daar sal altyd iets wees om voor dankbaar te wees. Al is dit net om vir God te sê, Here, dankie dat ek nog 'n dag gespaar is. Here, dankie dat ek nog kan loop waar ek moet wees. Dankie Vader dat ek met my hande kan werk. Die duiwel wil jou hande aanval, om dit moeg te maak. Hy wil jou so uitput, dat jy nie eens kan loop nie. Hy wil jou dag so versier, om nie enige iets te vind, om voor dankbaar te wees nie. Maar kind van God, ons God wat ons dien, is so groot, nee, daar is altyd iets, om voor dankbaar te wees. So ek wil hê, klou vas aan die klein dingetjies, waarvoor jy dankbaar kan wees. Al val die duiwel jou daarmee aan. Kyk, die hartseer ding is, ons gaan nie sy aanslag kan keer nie. Maar, ons kan keer, dat het steel, wat het nie veronderstel is om te steel nie. Vader, ek bid in die kosbare naam van Jesus, en ek wil bid, liewe Here, dat ons oë gefokus sal wees, op die dinge, waarvoor ons dankbaar kan wees. Liewe Here, ek bid in Jesus naam, dat ons hierdie aanslag sal weerstaan, dat ons hierdie aanslag voor U sal neerlê. Liewe Here, wys vir ons, wat kan U doen, met dit, wat die duiwel aangeval het. En ek weet, liewe Here, dit wat hy gedink het is verby, is eintlik net die begin, van 'n ryke toekoms, van iets groters, iets beters, in Jesus Christus naam. Amen en amen. Julle moet 'n baie lekker dag verder hê. Kyk mooi na julle self, en wees geseënd. Totsiens julle. Bye bye.